Baie welkom by 'n volgende aflewering in ons reeks oor die evangelie van 2 of die evangelie volgens 2. In hierdie geval die 2 bome. Nou, ek glo hierdie is een van die belangrikste boodskappe wat enige mens ooit kan hoor. Nie omdat dit van my afkom nie, maar omdat ek dink in hierdie boodskap lê opgesluit antwoorde op baie van die dinge wat ons beleef in die lewe, in die godsdienstige wêreld, in die Christenwêreld, in die kerkwêreld. En ek hoop en vertrou dat dit vir u groot insaag, trouwens openbaringskennis gaan bring as u nog nie daardie openbaringskennis het nie. En dat bo alles die naam van Jesus Christus en die ware evangelie verheerlik sal word. Trouwens is so belangrik dat ek voel ek wil net so 'n vinnige gebed doen. Vader, in die naam van Jesus, die lewende woord, wat alleen die woord lewend maak, ook in ons hart en in ons mond, en deur die krag van die Heilige Gees dit doen, vra ek dat u hierdie woord duidelik, klinkklaar, helder sal maak. Dat u alle onsekerhede uit die weg sal ruim. Alle verwarring, sodat na alles gesê en gedaan, Jesus Christus helder, verheerlik sal staan, duidelik sal uitstaan as die hartklop van die evangelie, dat u liefde duidelik sal deurkom. Amen. So, wat was die versoeking in die tuin van Eden? Ons weet daar was 2 bome. God het gesê, wel, hy het net van die een gesê, julle mag nie daarvan eet nie, so dit lyk asof die ander een vrylik beskikbaar was. Maar die Satan, die verleier in die vorm van die slang, het na Eva toe gekom en gesê, het God regtig gesê, en het allerlei twyfel in haar gemoed begin saai. En om 'n lang storie kort te maak, het basically gesê, God hou dinge van julle af weg. Julle kan baie vinniger ontwikkel en groei geestelik, en ek het sekere verborgde kennis wat ek met julle wil deel, wat God julle eintlik probeer weghou van. En in ander woorde, God is eintlik so 'n soort van, soos hulle in Engels sê, 'n party pooper, jy weet. So, en so het Adam en Eva geval en deur die misleiding geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. En trouwens, nêrens in die Bybel staan daar was 'n appel gewees nie, hoor. Maar anyway, dit was een of ander vrug. Miskien was dit metafories, miskien was dit simbolies. Die feit is, hulle het weggegaan van God af in terme van, hulle het gerebelleer. Teen dit wat God vir hulle uitdruklik gesê het, die dag as julle hiervan eet, sal julle sterf. Het hulle onmiddellik dood neergeval en fisies gesterf? Nee. So het van 'n ander dood gepraat, alhoewel ek glo dit sluit in die eventuele fisiese dood. Die feit dat die mens skielik ervaar dat hy word nou ouer, kry plooie en grys hare. In alle gevalle, maar ons kyk uit na lewe. Ons glo in lewe. So hierdie ding, die dood, wat Paulus uitdruklik ook vir ons sê, het ingekom sedert Adam. Vanaf Adam tot Moses, tot die wet gegee was die dood reeds die dominerende faktor in mense se lewens. Maar kom ons kyk na die onmiddellike vrug van die eet van die boom van kennis van goed en kwaad, want ek glo dat ons van daardie tyd af eet ons nog steeds die boom van kennis van goed en kwaad. Sukkel ons om by die boom van die lewe uit te kom, lyk dit vir my. So die heel eerste ding wat met Adam en Eva gebeur is, dit lyk my hulle verloor onskuld. Daar was 'n verlies van onskuld. Hierdie 2 was naak volgens Genesis, voor die sondeval, nie bewus daarvan nie, geen probleem daarmee gehad nie. Miskien was hulle tog geklee in 'n ander tipe kleding as wat ons nou vandag gebruik. Ek glo dit was die heerlikheid van God, want almal het gesondig en onderbreek hulle aan die heerlikheid van God. Iets het hulle verlaat, soos wat daar met die ark in die Ou Testament, die heerlikheid van God die tempel verlaat het, of die tabernakel verlaat het, toe die ark gesteel is. So was dit ook tekenend van wat met die mens gebeur het. So die mens raak skielik bewus van hulle naaktheid. En meer nog, 'n skaamte. 'n diep gesetelde skaamte, wat ek glo baie meer was as net, o gats, ek is nakend. Ek dink dat dit regtig nakend voor God gevoel.
Hulle het nakend gevoel voor die skepping. En dan volg ook vrees en angs, en vir die eerste keer ervaar hulle hierdie emosies in hulle vlug. En ons weet dat God vind hulle waar hulle besig was om vir hulle self 'n bekleding voor te berei uit vyeblare. Dis die begin van godsdiens. Die werk van ons eie hande wat ons aanwend om te probeer om hierdie naaktheid, hierdie angstigheid, hierdie vrees wat ons het te bedek. En God moet reeds daar vir hulle sê dat eintlik die evangelie gee en sê in die bloed van 'n onskuldige wese gaan ek vir julle voorsien, of deur die bloed van 'n onskuldige wese, in die geval 'n bokkie of wat dit ook al was. En God maak vir hulle 'n bedekking. Dis die evangelie. Julle kan niks aan hierdie angstigheid en naaktheid doen uit julle self uit nie. En dis die boodskap van die res van die Bybel. As ons kyk na die twee broers, Abel en Kain. Dis Abel bring iets wat berus het op die slagoffer van 'n dier, op die bloed wat gevloei het. Kain spog en kom bring vir God 'n offer wat hy voorberei het deur die inspanning van sy eie en die werk van sy eie hande. En God het Abel se offer aanvaar en Kain se nie. Ek dink nie God was net spiteful, soos ons in Engels sê, vermakerig nie. Ek dink God wou hierdie les leer en moontlik moes hulle ook al hierdie les reeds geleer het. Maar Kain het volhard en uiteindelik lei dit tot die dood van sy broer. Nou, ons sien hoe dit die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad, selfs vandag nog, in ons lewens 'n rol speel. Jy weet, hierdie sensasie van vrees en angs is waarskynlik die grootste oorsaak van siektes in ons liggame ook. Eers siektes in ons denke, in ons emosies, maar dan ook in ons liggame, want uiteindelik vind hierdie konstante stres en angs waarin ons onderworpe is, ook uitdrukking in ons liggame, in ons vel, in auto-immuunsiektes ensovoorts. In die brein is daar die klein skakelaartjie, wat hulle noem die amygdala, en daardie skakelaartjie kan heen en weer swaai, as ons in vrees is, en dis 'n goeie ding, as jy deur skielik in die wildernis deur 'n leeu aangeval word, of in die straat deur 'n hond, of 'n ander persoon, dan doen daardie amygdala, want dis 'n prosesseerder van inligting na jou brein, en dit kan dan jou liggaam in staat stel om ongelooflik vinnig en op maniere te reageer wat jy nooit gedink het moontlik is, in terme van hoe hoog jy kan spring en hoe vinnig jy kan hardloop. So, die amygdala is baie belangrik, maar as jy konstant in hierdie vreestoestand lewe, en in 'n toestand van angs lewe, en daai amygdala bly in die rooi van vrees, dan gaan allerhande negatiewe dinge, eventueel depressie, angstigheid en hierdie goed gaan neerslag vind, ook in jou liggaam. Maar ook in jou verhoudingslewe. Dis waarom gebroke verhoudinge is, daar's 'n trauma verbonde aan. En hierdie trauma maak verhoudinge baie moeilik. Maar meer daaroor miskien by 'n volgende geleentheid. Maar ons sien aan die begin van godsdienst, die vyeblare, 'n ander vrug van hierdie boom van kennis van goed en kwaad, is natuurlik moraliteit ook. Dis die boom van moraliteit, dis die boom van kennis van goed en kwaad, en dis waar die etiek vandaan kom, en filosofie oor etiek geskryf is, oor wat is reg en wat is verkeerd, wat is goed en wat is kwaad, en dit het ook in die kerk ingekom, dat baie gelowiges se lewe is gebou op moraliteit, eerder as 'n lewende, intieme verhouding met God en met Christus. En moraliteit is nie regtig die antwoord nie. Dit bly soms na prestasie georiënteerdheid, 'n performance orientation, wat baie keer maar 'n ander vorm van wettisisme in rigide legalism, wettisisme is. So, ek het op 'n college storie gelees van 'n man wat, of die beskrywing was van 'n man wat in 'n boek se naam was Die Goue Hok. En ek dink dit is deur George MacDonald geskryf, maar ek praat in die korreksie. En
hoe dat, en mens sien dit dikwels in die lewe, ek het daarna baie meer sulke stories gehoor, want ek het toe nou begin oplet daarvoor, is dat mense, as daar trauma in 'n kinderlewe was, en die kind het groot geword met verwerping, of is baie keer sleg gesê deur die pa, deur die ouers, sleg behandel, dan raak hierdie kind groot soms met 'n motivering wat sê, ek sal hulle wys. Hy's prestasie georiënteerd, en dit behaal hierdie mense geweldige sukses in die lewe, en in besigheid. Word skatryk, trou die mooiste vrou, het pragtige kinders, woon in die beste woonbuurt, met 'n massiewe huis, ry die beste motors, en dan op 'n dag pleeg hierdie persoon selfmoord. En niemand kan verstaan wat in die wêreld gaan hier aan. Maar dit is baie keer as gevolg van hierdie prestasie-oriëntasie, performance orientation, waar hierdie persoon verkeerdelik of op 'n valse motief homself wou bewys. En ek is nie goed genoeg nie, maar ek sal hulle wys. Ek is nie volgens my pa slim genoeg nie, maar ek sal hulle wys, ek kan 'n sukses maak. Dis 'n motivering, maar dit is nie altyd die gesondste motivering nie. So hierdie boom is ook die boom van ek is nie mooi nie, ek is nie aantreklik genoeg nie, ek is nie waardig nie. Ek is nie waardig om al hierdie wonderlike dinge in die lewe te ontvang nie. Ek is nie waardig om regtig erkenning te kry van mense nie. Jy is waardig. Maar hierdie boom van kennis van goed en kwaad sê ek is nie waardig nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, en altyd ek word nie genoeg raak gesien nie, so ek gaan van die een kursus en die een graad en die een diploma na die volgende, net in 'n poging om myself te bewys. Maar ek dank die Here, daar is 'n boodskap. Daar is 'n pragtige boodskap wat sê jy is waardig. En ek wil praat oor die ek is boom. Die boom wat kan sê my ek is gewortel in die opperste ek is. Die een wat gesê het, ek is die lig van die wêreld. Ek is die goeie herder. Ek is die brood van die lewe. En ons praat dan ook van die boom van die lewe. In Openbaring 2:7 lees ons dit as 'n belofte aan die gemeente in Efese. Dat as hulle oorwin, dis 'n belofte aan die oorwinnaars. En ek glo nie dis vir eendag nie. Nee. Dis vir nou. Die oorwinnaars kan nou reeds oorwin. Trouwens is 2000 jaar gelede geskryf. Wil ons nog hoeveel duisend jaar wag voordat ons nou hierdie belofte sien vervul word. Jesus het gesê as jy die wet van as jy die werke van die Nikolaïte haat, wat waarskynlik 'n groep was wat graag wou oorheers in die kerk, as jy jou eerste liefde kan terugwin, wat ek glo die eerste liefde is die openbaring van God se liefde en genade in jou lewe, en jy val nie terug op een of ander wet of werke of selfgeregtigheid nie, dan gaan ek vir jou toegang gee tot die boom van die lewe wat in die paradys is. O, halleluja! Ek glo ek eet reeds van die boom van die lewe. Ek hoop jy wil saam met my kom nuttig van hierdie lieflike vrug. Openbaring 22 vers 1 tot 2 en vers 14 praat ook van is 'n pragtige beskrywing van die hemelse Jerusalem. En weer eens, ons as Christene so dikwels uitgestel vir eendag in die hemel. Nee, die hemelse Jerusalem het neergedaal. Johannes sien hom neerdaal, sien die bruid van die lam neerdaal, die hemelse Jerusalem. Hy sê, en Paulus sê, ons is nuwe skepping, kyk, alles het nuut geword. As jy wag vir eendag, en dis die jammerte van die futuristiese leringe, van dispensasieleringe. Maar ons sal hulle ontmasker soos ons aangaan. Ons sit nou reeds in hemelse plekke, en ons regeer nou reeds in hierdie lewe. Ons is nou konings en priesters, nie eendag nie. Die boodskap van die Nuwe Testament is duidelik. Die nuwe verbond het gekom, God se koninkryk is hier. Jesus het gesê, Johannes het gesê, die byl lê altyd in die wortel van die boom in sy bediening. Jesus het gesê, die koninkryk van God het by julle gekom, naby julle gekom. En dan sê hy op 'n ander geleentheid, die koninkryk van God kom nie met tekens nie, kom nie met sigbaar, dis koninkryk van God is binne in julle. En vanuit julle moet dit begin manifesteer. Julle is die lig van die wêreld, julle is nou die sout van die aarde. Ons stel te veel goed uit,
baie mense wag nog vir die wegraping, baie wag vir die groot afval. Man, al afval waarvoor ek wag is, daai skaapkop en poetjies, waarvan ek so en waarvan so min ander mense. Ekskuus as ek nou iemand afronteer, maar die groot afval het wil ons waaragtig nog weer hê, Christene moet vir wilde diere gegooi word, en daar word nog steeds, dit gebeur ook nog steeds. Maar wil ons nog steeds hê dat vir honderde jare die Bybel toegesluit word in argiewe en net die priesterklas dit kan lees en interpreteer? Of glo ons dat die koninkryk van God het gekom? Glo ons daai klein klippie het losgekom soos Daniël gesien het en die aardse koninkryk het getref aan die voete en daardie beeld, daardie ding het kaf geword en is deur die wind versprei en daardie klippie het gegroei en gegroei en gegroei en soos Jesaja sê, aan sy koninkryk en aan sy vrede is daar geen einde nie, daar sal nie 'n einde wees nie. Die nuwe skepping is hier, ons sien reeds 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Want die ou hemel en die ou aarde wat die Joodse idee was van Jerusalem en die tempel en al die gebruike daaraan verbonde, het verbygegaan. Die vervulling van alles, al die beelde, die sabbatsvieringe, die sabbat self, die feesdae, die offerandes, alles was beeld, was skaduwees wat heen gewys het na 'n groter realiteit. En daardie realiteit is 'n persoon, Jesus Christus, die een in wie al die beloftes van God tot vervulling gekom het, en wie elke dierbare belofte ja en amen is. Die boom van die lewe is 'n boom van union, van eenheid. Kolossense 1 stel dit so duidelik. Daar is geen niks. Johannes 1. Alles is uit Christus, deur Christus, tot Christus. Daar is niks. Alles word in stand gehou deur die woord van sy krag en deur die krag van sy woord. Halleluja. Die logos van God, die woord van God het vlees geword en in ons kom woon, is eintlik die korrekte vertaling daar as jy die Grieks gaan lees, nie net onder ons nie, maar in ons. Net soos wat Christus in ons die hoop op heerlikheid is. En Paulus Christus in die nasies gaan verkondig het, wat ook die korrekte vertaling is, Galasiërs 1 vers 16. Want hy die openbaring van Christus in hom gekry, en hy noem hierdie openbaring later die geheimenis wat vir eeue en verborge en vir baie epoks en wêrelde en vorige geslagte verborge was, is nou geopenbaar, 2000 jaar gelede geopenbaar. Ons het hom waaragtig weer verloor deur futuristiese prediking, deur wettiese prediking, deur terug te val op selfgeregtigheid, deur van Jesus, deur om te verskraal tot die verlosser van 'n paar mense wat deur God of uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld, of statisties gesproke eintlik 'n groot mislukking was. Terwyl Johannes gesê het, hier is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Hy is die verlosser van die wêreld. En dis die goeie nuus waarmee ons moet hardloop. Maar nie, ons spreek weer veroordeling en ons spreek weer hel en vuur en fire en brimstone. Ek preek ook op evangelie van vuur. Ek sê ons God is 'n verterende vuur. En hy sal elke ideologie en elke beleid en elke demoniese mag en elke leuen en elke doktrine en elke leerstelling wat homself verset teen die openbaring van Jesus Christus en die kennis van die Seun van God, sal hy verteer met 'n verterende vuur, sodat uiteindelik ook die dood en die hel self in die poel van vuur beland, wat ek glo niks anders is die vurige liefde karakter van God, die louterende vuur van God, sodat alles die goud kan voortkom. Halleluja. Want God sal nie toelaat dat enige iets omskei van sy skepping nie. En die skepping self wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. Die parousia, die koms, die nabyheid van Jesus, daai woord moet nooit vertaal word met die tweede koms van Jesus nie. Jesus het gekom Pinksterdag al, en daarvan kom hy op verskillende maniere en wyses, maar hy kom altyd in ons. Hy kom om verwonder te word en bewonder te word in sy heiliges.
Hy kom om sy seuns te openbaar, sodat net soos hy op die berg van verheerliking sy gesig begin glanster het, en sy klere begin glinster het, en in 'n glans uit hom uitgegaan het, so behoort die seuns van God al meer en meer sy heerlikheid uit te straal. Ons moet leef volgens die nuwe skepingsrealiteite. Kyk, alles het niet geword, sê Paulus. Ek sien niks meer na die vlees nie. Ek sien nie eers meer Jesus na die vlees nie. Want ek verkondig nie meer net die historiese Jesus nie. Ek verkondig die verreëse, lewendmakende gees. Die korporatiewe Christus. Want soos die liggaam een is, sê Paulus in 1 Korintiërs 12:12, en baie lede het, so is Christus. Een met baie lede, die hoof, kephalei die Griekse woord, die bron, die oorsprong van die liggaam, die een wat die liggaam beheer en reguleer, en ons pas in. Ander plekke sê hy is die hoeksteen. Halleluja, of ons nou 'n tempel is, ons is lewend. Die tempel met Jesus Christus self die hoeksteen. En elkeen van ons 'n lewende, vibrerende, ongelooflik energieke steen in sy lewende tempel. Hierdie tempel is besig om die ganse aarde te vul. En bewaar hom wat kom sit in die tempel van God en voorgee dat hy God is. Soos wat baie van ons globalist elite wil doen. Maar ek gaan nie oor hulle praat nie, hulle is slegte nuus. Maar hulle is ook gedoen om in die poel van vuur gereinig te word. Hoe? Dit laat ek aan God hoor. Halleluja. Ons leef volgens die wet van die Christus lewe in ons. Ons leef nie meer volgens uiterlike wette nie. O, prys die Here. Die gordyn wat ons verblind het. Want daar waar die wet nog gehou word en gelees word en belei word, daar is nog 'n veil, daar is nog 'n gordyn. Maar ons wat tot Christus gedraai het, halleluja, die gordyn is weg. Die apokalips het plaasgevind. En ons sien met nuwe oë, ons sien, wow, 'n nuwe skepping. Alles het nuut geword. En ek kan nou bely, ek is 'n nuwe skepping. En ek sit saam met Christus in hemelse plekke. En ek is bestem om te heers saam met Jesus. En so is jy, jy's waardig. Jy kan verklaar met vrymoedigheid, ek is seun van God of dogter van God. Ek is 'n erfgenaam van Jesus Christus en saam met Jesus Christus. Ek is 'n koning en 'n priester. Ek is reeds in die koninkryk van God. Ek eet reeds van die boom van die lewe. Prys die Here. So, ekskuus dat ek so 'n bietjie opgewonde raak, maar dis mos nog goeie nuus. So, ek gaan op hierdie mooi hoë noot afsluit, en ek is alweer langer aan die gang as wat ek graag wou wees, en ek het nogal probeer myself as, maar hierdie is sulke belangrike en wonderlike waarhede. Mens kan dit nie sommer net afjaag nie. Maar as jy eendag op YouTube hierdie boodskapie teekom en jy hou daarvan en jy kry nut daaruit, doen my guns en slaan die like button, soos hulle sê, die ek hou van button. En as daar 'n geleentheid is om aan te teken, te subscribe, doen dit ook maar. Dat ons hierdie evangelie kan laat hardloop. Dus hierdie in deel, asseblief, share, deel. As jy glo dat mense gereed is vir hierdie woord, of nie gereed is, nie. In season and out of season, we must preach the word. And the word is good, the word is powerful. This gospel, Romans 1:16, I think, 17, is the power of God unto salvation. Waarom kom so min mense, jy weet, waarom raak so min mense opgewonde vir Jesus? En nou aan hulle sulke vlak bekeringkies, en ja, huil vanaand, vreeslik, en môre gaan die lewe aan. Is dit nie omdat ons nie die ware evangelie voluit preek nie? En evangelie beteken goeie nuus. As jy nie goeie nuus het nie, as jy 'n mengsel het, jy weet, die waarskuwing in die kerk van Laodicense was dit, as jy nie warm is nie, water wat nie warm is, het geen helende, het nie helende, warm water het helende kwaliteite soms. Koue water is verfrissend en vars, maar lou water word uitgespieg, en dit dui op 'n mengsel. Die mengsel van 'n bietjie goeie nuus en 'n bietjie slegte nuus.
Alles wat mooi is. Jesus Christus in jou, seën jou.